Maandag 8 Augustus 1938. In Kaapstad, rondom die standbeeld van Jan van Riebeeck, is 'n skare byeen. Hulle is daar om 'n trekgeselskap te groet. 'n Trek met 2 ossewaans. Vanaf Kaapstad deur die land tot in Pretoria. Die 100-jarige herdenking van die groot trek het amptelik begin. 1938 was ook 100 jaar sedert die slag van Bloedrivier. Die epiese geveg tussen die voortrekkers en die Zulus van Dingaan. Die simboliese Ossewa-trek van 1938 was die inisiatief van Henning Johannes Klopper. Hy was die voorsitter van die uitvoerende raad van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, die ATKV. Dit was toe 'n vereniging van Afrikaanssprekende spoorwegmense. Henning Klopper was die hoofleier van die simboliese trek. MC, oftewel Tini van Skoor, het die trek vanuit Kaapstad gelei. Aanvanklik sou die trek met slegs 2 waans onderneem word. Maar daar was soveel geesdrif dat uiteindelik waans van oral oor die land aangesluit en deelgeneem het. Maande lank rol die waawiele deur die Unie van Suid-Afrika. In elke dorp waar hulle aandoen, word die trekke met bruisende geesdrif en feesvieringe ontvang. Na beraming is by meer as 500 plekke en dorpe aangedoen, waar talle gedenktekens opgerig en onthul is. Intussen het die voortrekkerbeweging fakkellope georganiseer. Die hooffakkel word vanaf Kaapstad gedra. Op 30 November 1938 steek mevrou Tibby Steyn, weduwee van president M.T. Steyn, die fakkel in Kaapstad aan. Die tweede roete begin op 7 Desember by Dingaan stad in Natal. Op 'n aflosbasis word die fakkels deur die land gedra, totdat hulle op 13 Desember by Vereniging ontmoet. Daar sluit nog 3000 fakkeldraers van oral uit die land by die hooffakkels aan. Soos die ossewaans is die finale bestemming Monument Koppie in Pretoria. Op 13 Desember bereik die waans Pretoria. Die trekgeselskappe word op Kerkplein deur duisende toeskouers verwelkom. Na plegtighede op die historiese plein is die volgende skof na Stasieplein. Hier word kranse by die standbeeld van president Paul Kruger gelê. Die laaste skof van die dag is na die terrein van die Universiteit van Pretoria, waar oornag word. Die volgende oggend, Woensdag 14 Desember 1938, na 'n trek van 4 maande en 6 dae, bereik die waans die eindbestemming, Monument Koppie. Dieselfde aand kom die voortrekkerbeweging se fakkeldraers ook skouspelagtig daaraan. Die hooffakkel, wat vanaf Kaapstad gedra is, word deur die studente van die Universiteit van Pretoria brandend in bewaring geneem. Die lig is simbolies van die verspreiding van die westerse kultuur na die binneland. In die voorafgaande weke het 'n tentedorp op Monument Koppie verrys. Voorsiening is vir 40.000 besoekers gemaak. Die simboliese Ossewa-trek, die fakkellope en die skare was daar vir die hoeksteenlegging van 'n grootse monument. 'n Monument ter ere van die voortrekkers. Reeds in 1888 het Paul Kruger, president van die destydse Suid-Afrikaanse Republiek, oftewel die Transvaal, die wens uitgespreek dat 'n monument vir die voortrekkers opgerig moes word. Die ideaal het bly leef. 43 jaar later, in 1931, tydens 'n kongres van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, word die sentrale Volksmonumente Komitee gestig. Onder voorsitterskap van advokaat E.G. Jansen was die komitee se opdrag om die oprigting van 'n monument ter ere van die voortrekkers te bestuur.
Die komitee se eerste taak was om te besluit waar 'n monument opgerig kon word. Na ontvangs van talle voorleggings is besoeke aan al die moontlike standplase gebring. Pretoria, Pietermaritzburg, Wenen, Danskraal naby Ladysmith, Bloedrivier, Blyde vooruitsig by Kerkenberg, Tabanshu, Bloemfontein, Winburg, Potchefstroom, Oorigstad en Vegkop naby Heilbron. Die keuse het uiteindelik op Pretoria geval. Die stad is in vele opsigte die sentrale punt waarop die Groot Trek uitgeloop het. Tydens die Sandrivier-konvensie van 1852 het Brittanje die onafhanklikheid van die trekkers noord van die Vaalrivier erken. Daarmee is die voortrekker-ideaal van 'n erkende vrye republiek uiteindelik verwesenlik. In 1855 is Pretoria as hoofstad aangelê. Dit is vernoem na Andries Pretorius, voortrekkerleier en die held van Bloedrivier. Die Stadsraad van Pretoria het verskeie persele aangebied. Die keuse van die argitek Gerard Moerdijk was die terrein wat vandag bekend staan as Monument Koppie. Die kop is sigbaar vanuit verskeie hoeke in en om Pretoria. Moerdijk het ook geoordeel dat die koppie klein genoeg is, sodat die monument die kop as te ware sal kroon. 'n te groot kop sou die monument verdwerg. Die sentrale Volksmonumente-komitee het 'n vormkomitee aangestel wat 'n keuse moes doen uit die voorstelle oor hoe die monument moes lyk. In 1936 is besluit om twee voorstelle te kombineer. Die skets van 'n voortrekkerlaar deur Eduard Pinaar en Arie Bouman van Stellenbosch en die massiewe gebou soos voorgestel deur die argitek Gerard Moerdijk. Die komitee se motivering was dat die laarvorm die grondslag was van die voortrekker se verdedigingsmetodes. Dit word duidelik geïllustreer deur sketse van die slag by Vegkop en later by Bloedrivier. Die massiewe gebou binne die laar sou die behoefte aan 'n gewyde ruimte vervul. Die hoeksteen van die grootse monument word op 16 Desember 1938 gelê. En om daardie dag te gedenk, en ons hier op Pretoria, waar die groot monument verrys, die wil saam met u vandag ons dank aan God toebring vir wat hy gedaan het vir die voortrekkers. Ongeveer 100.000 mense het die plegtigheid van die hoeksteenlegging bygewoon. Mevroue Ackerman, Muller en Preller, nasate van die voortrekkerleiers Hendrik Potgieter, Andries Pretorius en Piet Retief het die hoeksteenlegging waargeneem. Voordat die hoeksteen in posisie geplaas is in die ruimte daarachter 'n afskrif van die dagregister van Jaffa Riebeeck geplaas. Ook 'n afskrif van die Retief-Dingaan traktaat, 'n afskrif van die gelofte en van die stem van Suid-Afrika. 'n Statebybel wat aan Henning Klopper, trekleier van die 1938 simboliese Ossewa-trek behoort het, is saam met die afskrifte agter die hoeksteen geplaas. Toe die hoeksteen op sy plek afsak, het die skare spontaan die stem van Suid-Afrika gesing. Tydens die weeklange feesvierings wat die hoeksteenlegging voorafgegaan het, is 53 babas op die terrein gedoop en 35 pare daar in die huwelik bevestig. In aanloop tot die fees is duisende klippe op versoek deur die feesgangers van oral in die land na die feesterrein gebring. Klippe kon selfs per pos na die adres Uniewinkels, Monumentterrein, Pretoria gestuur word. Vanaf 13 tot 16 Desember het 'n klipstapeling plaasgevind. Die simboliek daarvan was dat 1838 se Afrikaner nalatenskap van geestelike en kulturele waardes met waardering deur 1938 se Afrikaners ontvang word. Met die plaas van 'n klip op die stapel word dan onderneem om die erfenis weer aan 2038 se Afrikaners oor te dra.
Die oorheersende motief was volkseenheid. Die klipstapel is later toegemessel. In 1963 het die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 5 bome, 1 vir elk van die 4 provinsies van die Unie van Suid-Afrika en 1 vir Suidwes-Afrika, vandag Namibië, om die klipstapel laat plant. 'n koraalboom vir Natal, 'n olienout vir die Oranje Vrystaat, 'n wit stinkhout vir Transvaal, 'n geelhout vir die Kaapprovinsie en 'n annaboom vir Suidwes-Afrika. Die bome simboliseer ook die 5 punte van die kasteel in Kaapstad. Prysgeld van 100 Suid-Afrikaanse pond, sowat R200, was uitgeloof vir die skryf van 'n toneelstuk wat tydens die fees opgevoer kon word. MP van Wyk Lou se versdrama, Die Dieper Reg, is daarvoor gekies en dit is op 15 Desember 1938 onder spelleiding van Anna Neethling-Pool opgevoer. Die skrywer gee nie bloot die geskiedenis van die Groot Trek weer nie, maar die vraag van 'n klein volk se reg om in vryheid voort te bestaan word beredeneer. In die saal van geregtigheid pleit die voorspraak vir die voortrekkers. Ek kom om vir 'n volk te pleit wat klein naas al die volke staan. Dat hulle naam nie sal verklink en tot die stiltes gans vergaan, maar dat hulle sterk voor God durf kom. Rein is die mens wat suiwer streef en deur hulle regge nageslag in verre eeue nog kan leef. Aan die einde gee die stem van geregtigheid uitspraak ten gunste van die voortrekkers. Gaan heen en weet dat julle reg en daad voor God kan staan. Toe voorstelle vir die ontwerp van die monument gevra was, het die Sentrale Volksmonumente-Komitee slegs 1 voorskrif gegee. Die monument moes die beliggaming van die voortrekker-ideaal insluit. Om die begrip in graniet en beton te vergestalt, het die argitek Gerard Moerdijk vir homself afgevra: wie was die voortrekkers? Vir hom moes die monument oor eeue steeds as inspirasie dien en eer bring aan wie eer verdien. Ook ander mense met wie die voortrekkers op die trekpad in aanraking gekom het, moes ingesluit word. Daarom kry die Engelsman Thomas Holstead, wat saam met Piet Retief en sy burgers deur Dingaan vermoor is, ook erkenning. So ook Teresa Filioni, 'n Italiaanse handelaarsvrou wat te perd gejaag het om trekgeselskappe langs die Bloukransrivier teen Zulu-aanvalle te waarsku. Moroka II, kaptein van die Barolong-stam, word ook onthou. Hy het trekosse gestuur om die voortrekkers na die slag van Vegkop te help om na Tabanshoe terug te keer. Met die benadering word die voortrekkers se dade nie in isolasie verbeeld nie, maar word 'n inklusiewe monument geskep ten opsigte van die demografie uit die tyd van die Groot Trek. Die argitek Gerard Moerdijk het tydens besoeke aan die Zimbabwe-ruïnes en die piramides in Egipte opgemerk dat die boublokke, na mate die struktuur verrys, kleiner word. Dit dra by tot die indruk van grootte en grootsheid. Hy het dit in die bou van die voortrekker-monument nagevolg. Daarmee word ook die grootsheid van die voortrekkerdade vasgelê en is die bedoeling met die massiewe monument dat dit vir alle nageslagte sal dien as simbool van die deugde van die trekkers. Onwankelbare moed, selfvertroue, trou, geloof en durf. Op 13 Julie 1937 het advokaat E.G. Jansen, voorsitter van die Sentrale Volksmonumente-Komitee, tydens 'n plegtigheid die eerste sooi gespit. 'n Tender van J.J. Boshoff van Krugersdorp vir die grawe van die fondament was aanvaar. Dit is teen Februarie 1938 voltooi. Die bouaannemer, Kuzani, se tender van 175.000 Suid-Afrikaanse pond, oftewel R350.000, is aanvaar. Die bouwerk het in 1938 begin.
Vir boustene het die argitek op graniet besluit, omdat dit vir duisende jare die elemente kan weerstaan. Die eerste graniet is in 'n groef in die noorde van Transvaal, naby 'n spoorwegstasie, Mopani, ontgin. Die groef was gou uitgeput en by passende graniet is toe uit 'n groef naby Pietersburg, vandag Polokwane, gevind. In 1939 het die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek. Die bouaannemer Kusani was vir kapitaal en masjinerie uit Italië afhanklik. Iets wat tydens die oorlog nie moontlik was nie, en hy het gevra om van die boukontrak onthef te word. Bouwerk aan die monument het tot stilstand gekom. Die werk word in 1940 hervat toe 'n tender van die firma W.F. Du Plessis van Bloemfontein aanvaar word. Cornelius Pretorius, 'n meesterbouer in diens van Du Plessis, het die bouwerk behartig. Elk van die ongeveer 60.000 granietstene van die monument het deur sy hande gegaan. 30 klipkappers het die graniet op maat gekap. Teen die einde van 1945 is die laaste granietblok in posisie geplaas. Die sentrale punt van die massiewe bouwerk is 'n senotaaf, 'n leë graf. Dit is simbolies die laaste rusplek van die voortrekkers, met spesifieke verwysing na Piet Retief en sy burgers, wat op 6 Februarie 1838 op bevel van koning Dingaan vermoor is. Die senotaaf is van rooi graniet uit die omgewing van Parys in die Oranje Vrystaat. Op die senotaaf is die woorde soos dit in die Stem van Suid-Afrika voorkom. Rondom die senotaaf ontplooi die res van die monument. Die monument word omring deur 'n laar van 64 kakebeenwaans. Dit is vervaardig uit 'n mengsel van stukkies marmer, graniet en sement en staan as terrazzo-werk bekend. Die getal waans stem ooreen met die getal waans in die laar tydens die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838. Die totale lengte van die laarmuur is 313 meter. Elk van die waans is 4,6 meter lank en 2,7 meter hoog. Elke wa weeg ongeveer 8 ton. Simbolies word die monument en alles daarin deur die laar beskerm. Die sogenoemde assegaaiehekke sluit die opening tussen die waans aan die bopunt van die eerste stel trappe. Assegaaie was tradisionele wapens van die inheemse swart volkere in die binneland. Simbolies stel die hekke die mag van Dingaan voor. Dit het die weg na die binneland vir die voortrekkers versper. Die hekke se praktiese nut is om toegang tot die monument te beheer. Vanaf die parkeerterrein tot by die hoofingang moet 'n besoeker 130 trappe klim. Daar is ook 'n rolstoelvriendelike paadjie wat na 'n huiser lei. Bokant die groot kiato-deur van die hoofingang van die monument is 'n uitgebuitelde buffelkop. Dit is ontwerp en gebeeldhou deur Henny Potgieter. Die buffel is simbolies van hegte verdediging teen ongewenste en vyandige elemente wat die monument en Afrikaner kultuur kan bedreig. Op elk van die 4 hoeke van die monument waak 'n voortrekkerleier. Hulle vorm 'n simboliese erewag. Daar is Piet Retief, Andries Pretorius, Hendrik Potgieter en 'n onbekende voortrekkerleier. Hy verteenwoordig al die ander trekleiers waaronder Louis Trichardt, Piet Uys, Sarel Silje en Gert Marits. Hoewel daar nie betroubare afbeeldings van die trekleiers bestaan nie, is probeer om tog 'n eie karakter aan elkeen te gee.
In Piet Retief se geval is gesteun op die gelaatstrekke van 'n akteur in 'n ou rolprent oor die Groot Trek. Om Andries Pretorius voor te stel, is portrette van sy 3 seuns gekombineer. Om Hendrik Potgieter uit te beeld, is die gelaatstrekke van direkte afstammelinge gebruik. Vir die onbekende voortrekker is die skilder Gert van der Walt as model gebruik. Elk van die 4 beelde is 5,5 meter hoog met 'n massa van tussen 5 en 6 ton. Die strewe om die voortrekkerleiers so goed moontlik uit te beeld is sprekend van die deeglikheid waarmee die hele projek aangepak en bestuur is. Die beeldhouer, Frikkie Kruger, het die 4 hoekfigure gemodelleer en 'n gipsmodel van 'n wa vir die waalaar gemaak. Die voortrekkervrou en haar kinders het 'n ereposisie voor aan die voet van die monument. Die voortrekker met sy geweer en Bybel het die westerse kultuur na die binneland gebring, maar dit was die voortrekkervrou en haar kinders wat met deursettingsvermoë en opoffering die blywende vestiging van die kultuur in die binneland verseker het. Die vrou moes die toekomstige geslag opvoed en versorg. Sy was vrou, moeder en onderwyseres. Die rol het sy met onderskeiding vervul, soos prestasies deur nakomelinge van die voortrekkers steeds op vele terreine van getuig. Die beeldegroep was die laaste opdrag van die beeldhouer Anton van Wouw. Hy het bykans 2 jaar lank daaraan gewerk. Die 4,1 meter hoë beeldegroep van 2,5 ton is deur Renzo Vinali in Pretoria in 1 stuk in brons gegiet. Dit was 'n eerste in Suid-Afrika. Agter weerskante van die vrou en kinders teen die granietmuur is swart wildebeeste in basrelief uitgebeeld. Dit is gemodelleer deur Ernest Ullman en dit stel koning Dingaan se krygers voor. Die swart wildebeeste simboliseer hier dan die gevaar wat die trekkers bedreig, maar hulle vlug voor die vasberadenheid van die voortrekkervrou. Op elk van die 4 sye van die monument is 'n groot venster. Elke venster is ongeveer 12 meter hoog en 12 meter breed. Die vensters is in 1947 voltooi en elkeen bevat 1072 stukkies Belgiese glas. Bokant die groot vensters strek 'n driehoekvormige lys om die monument. In ou bouwerke en geskrifte is die motief as teken van water gebruik. Water is die simbool van vrugbaarheid. Daarsonder is geen groei moontlik nie. En hier by die voortrekkermonument simboliseer dit die groei van die voortrekkers se kulturele nalatenskap. Die Departement van Verdediging het versoek dat ligte bo op die monument aangebring moet word ten einde vliegtye te waarsku. In 1968 het die Synkorps van die Suid-Afrikaanse leer 'n rooi flikkerlig aangebring. Die lig sein voortdurend in morsekode die boodskap: Ons vir jou Suid-Afrika. Besoekers gaan die monument binne deur die groot Keathout-voordeur en betree dan die Helde Saal. Teen die muur is 'n marmervries met 27 tonele wat die verloop van die Groot Trek uitbeeld. Die kunstskilder W.H. Koetser het in opdrag voorsketse van die belangrikste fases van die Groot Trek gemaak. 4 beeldhouers, Lorika Posma, Henny Potgieter, Frikkie Kruger en Pieter Kirchhoff, is gekies om aan die hand van die sketse, wat deur die beeldhouers aangepas is, gipsmodelle te maak. Die 4 beeldhouers moes baie nou saamwerk, sodat 'n harmonieuse geheel, ook wat styl betref, kon groei tot een van die grootste monumentale kunswerke in Suid-Afrika. Die 1/3 grootte gipspanele is vergroot en die vergrote modelle, waaraan bykans 6 jaar gewerk is na Florence in Italië verskeep. Daar is dit onder toesig van professor Romano Romanelli deur 40 buitelaars en 6 beeldhouers in marmer uitgekap.
Lorica Postma en Henny Potgieter is na Italië gestuur om toesig oor die voorkappery te hou. Hulle moes toesien dat geen on-Afrikaanse elemente in die uitbeeldings insluip nie. 400 ton Quarzetta marmer is vir die 27 friese gebruik. Die marmer is uit dieselfde groewe waaruit die wêreldberoemde Italiaanse beeldhouer Michelangelo marmer vir sy werk gehaal het. Die projek is in 1942 aangepak en die voltooide marmerpanele is in 1949 en 1950 deur Henny Potgieter in die Heldesaal gemonteer. Die voltooide werk weeg ongeveer 200 ton. Dit is 92 meter lank en 2,3 meter hoog. Die panele begin by die hoofingang in die Heldesaal en ontplooi van links na regs. Dit bied 'n kronologiese verloop van uitstaande momente en gebeure uit die groot trek. Die eerste paneel toon die voortrekkers wat in 1835 met hulle besittings die kolonie verlaat. Op paneel 5 word die slag van Vegkop, waar voortrekkers in 1836 deur die Matabele's aangeval is, uitgebeeld. Paneel 6 toon die inswering van Piet Retief as gouverneur van die voortrekkers. En op paneel 12 sien ons hom saam met koning Dingaan tydens onderhandelinge. Dingaan onderteken die traktaat waar volgens grondgebied aan die voortrekkers afgestaan word. Panele 13 en 14 toon die tragiese afloop van die onderhandelinge. Die moord op Piet Retief en sy manskappe na die verraad deur Dingaan en die daaropvolgende aanvalle en moorde by Bloukraans en Wenen. Paneel 20 wys die aflegging van die gelofte waar volgens die voortrekkers hulp van God afsmeek vir hulle stryd teen die Zulus. En paneel 21 illustreer die ruiteraanval op die Zulus tydens die slag van Bloedrivier. Paneel 26 beeld die trekkers uit wat Natal weer verlaat, nadat Engeland die Voortrekkerrepubliek Natalia in 1843 geannekseer het. Die laaste paneel is egter 'n triomf vir die trekkers. Hul ideaal van 'n onafhanklike republiek was verwesenlik wanneer Brittanje in 1852 hul onafhanklikheid noord van die Vaalrivier erken. In die middel van die Heldesaal is 'n groot ommuurde opening waardeur afgekyk kan word na die senotaaf. Bokant die Heldesaal is 'n koepel, ook met 'n groot ronde ommuurde opening. Vandaar kan ook afgekyk word na die Heldesaal en die senotaaf. Bokant die eerste koepel is 'n tweede koepel, groot genoeg om die hele monument te oordek. Daarin is 'n opening waardeur 'n sonstraal tot in die monument kan skyn. Die marmervloer van die Heldesaal is in 'n spesifieke patroon uitgelê. Dit neem die vorm aan van waterrimpeling wat weier en weier na buite uitkring. Dit is simbolies van die trek na vryheid wat op klein skaal begin het, maar uiteindelik 'n magtige golf in die geskiedenis geword het en wat steeds sy uitwerking laat voel. Die patroon is treffend wanneer van die boonste vlak na die Heldesaal afgekyk word. In 'n hoek van die Heldesaal is 'n granietwenteltrap waarmee besoekers na die senotaafsaal kan afklim of opklim tot op die derde vlak. Die derde vlak verleen toegang tot uitkykpunte wat deur 'n reeks granietboë om die monument loop. Van hier het besoekers 'n 360 grade uitsig. Vir die gerief van besoekers is 'n huisbak in een van die skagte aangebring. Die senotaafsaal is op die vlak onder die Heldesaal. Aanvanklik was die mure van die senotaafsaal slegs gepleister. Na bemiddeling deur generaal Jan Smuts het die regering van die tyd die koste gedra sodat die mure met marmer beklee kon word. Teen die noordelike muur van die saal is 'n marmernis waarin 'n lanternvlam brandend gehou word.
Dit is die vlam van die hoofvakkel wat in 1938 vanaf Kaapstad na Pretoria gedra is. Die vlam is deur die Universiteit van Pretoria bewaar totdat dit in 1949 tydens die inwyding van die monument in die nis geplaas is. In die ruimte voor die nis met die vlam is 'n nuwe permanente uitstalling. Dit is die oorspronklike 1/3 grootte gipsmodelle van die Vries wat sedert 1942 behoue gebly het. Die Senotaafsaal word ook versier deur vlae van die eertydse Voortrekker-republieke. Teen die oostelike muur is 'n tapisserie-uitstalling met Voortrekker-tonele. Daar is in 1952 begin met die beplanning daarvan. Weer was dit die kunstskilder W.A. Koetser wat die tonele geskilder het. Daarna het 9 vroue vir 8 jaar lank daaraan gewerk. Hulle het 130 kleurskakerings van wol gebruik en na 3,3 miljoen steekies was die tapisserie voltooi. Dit is in 1960 aan die monument geskenk. Aan die teenoorstaande muur is 'n skildery deur W.A. Koetser oor die Drakensberge. Dit het eers in die ou Transvaalse administrasiegebou naby Kerkplein in een van die komiteekamers gehang. Dit is in 2002 vir bewaring en op bruikleen na die Voortrekker monument gebring. Weerskante van die skildery teen 'n gedeelte van die noordelike muur is 7 uitstalkaste met memorabilia van trekleiers en voortrekkers, as ook pioniersvoorwerpe uit daardie tyd. Tydens die eeufeesjaar van 1938 is daar met die simboliese Ossewa-trek dwars deur die land Voortrekker gedenkwaardighede ingesamel. Daarvan word in die kelderverdieping van die monument op bruikleen uitgestal. 'n Uitspantoneel met die Johanna van der Merwe wa wat aan die simboliese Ossewa-trek in 1938 deelgeneem het en verbandhoudende voorwerpe. Voortrekker en pioniersgebruiksvoorwerpe, kleredrag, wapens insluitend die kanon Ou Grietjie wat deur die trekkers tydens die slag van Bloedrivier gebruik was, as ook voorwerpe en foto's wat met die inwyding van die monument verband hou. Die monument is op Vrydag 16 Desember 1949 ingewy. Soos in 1938 tydens die hoeksteenlegging is op monumentkoppie voorsiening gemaak vir duisende besoekers. Van oor die hele land het mense na Pretoria gestroom. 'n Tentedorp is opgerig om in die vraag na akkommodasie te voorsien. Paaie en parkeerplekke is aangelê. Uiteindelik het 250.000 mense die inwyding bygewoon. Aan die noordekant, 'n entjie weg van die onmiddellike terrein van die monument, is die amfitheater wat deur Gerard Moerdijk ontwerp is. Dit is in 1949 betyds vir die inwyding van die monument voltooi. Dit het sitplek vir 30.000 mense en word tans onder andere vir groot musiekuitvoerings gebruik. In die weke voor die inwyding het rapportryers te perd vanuit alle uithoeke van die land en selfs vanaf Suidwes-Afrika, tans Namibië, boodskappe in spesiaal vervaardigde leerbladsakke na die feesterrein gebring. Hulle het langs 15 roetes op 'n aflosbasis na die monument gery. Op 14 Desember 1949 is die bladsakke aan die voorsitter van die inwydingskomitee, advokaat E.G. Jansen, oorhandig. Mense in voortrekkerdrag van oral oor het die fees bygewoon. Tradisionele volksspele het bygedra tot die feestelike atmosfeer.
Die hoogtepunt van die fees word op Vrydag 16 Desember 1949 bereik. Die uitgepakte amfitheater is te klein vir die grootste skaar wat nog ooit in Suid-Afrika bijeengekom het. By 250.000 mense was teenwoordig om te sien hoe Dr. Jansen, voorsitter van die VIK, Dr. Malang na die verhoog vergesel, gevolg deur mevrou Malang en generaal Smuts. Nou word die gelofte wat Sarel Silje by Bloedrivier afgeleid, plechtig voorgelees. Met geboe hoofde staan die ganse skare in ootmoed. Mijn broeders en mede-landgenoten, hier staan wij thans op een ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om in belofte aan hem te beloven, als hij met zijn bescherming met ons zal wezen en onze vijand in onze handen zal geven, dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar als in verjaardag en in dankdag, zoals in Sabbat, in zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot zijn eer stichten zal, waar het hem zou behagen, en dat wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten, want de ere van zijn naam daardoor zal verheerlijkt worden, dat de roem en eer van onze overwinning aan hem zal worden gegeven. Die skare neem weer hulle sitplekke in om toegespreek te word. Onder die wat die eer gehad het om as sprekers op te tree, was meneer N.C. Havenga en nog 'n Afrikaner wat roem verwerf het, generaal Smuts. Onder geweldige toejuiging het die eerste minister, Dr. D.F. Malang, sy toespraak begin. Dr. Malang het hulde aan die voortrekkers gebring wat deur taaie volharding en heldemoed die fondamente gelê het vir 'n Christelike beskawing. Sy bekende Quo Vadis toespraak het deur die hele land weerklank gevind. Afrikaner, Quo Vadis, waar gaan jy heen? Staan dan stil en draai terug na uw volk. Om 12 uur die middag het Dr. Malang gesê: Die uur is nou daar. Die sonnestraal uit die hemel val nou op die sarkofaag. Dit verlig nou daar die toewydingsgelofte, wat nou en vir altyd diep ingegrif en onuitwisbaar op die hart van elke Afrikaner geskrywe moet staan. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ek gee nou die teken vir die ontsluiting van die monument. Op daardie oomblik het 6 seuns en 6 dogters van die voortrekkerbeweging die groot kiato-deure van die monument oopgemaak. Toe die verrigtinge by die amfitheater afgeloop was, het die toehoorders soos een man na die monument gestroom. Een en almal het geglo dat die monument sy geboortereg was, die geboortereg van Suid-Afrika. Die monument is so ontwerp dat 'n sonstraal elke jaar om 12 uur op 16 Desember direk op die senotaaf skyn. Dit is 'n hoogtepunt waarna duisende besoekers jaarliks uitsien. Ook op daardie dag word 'n erediens in die monument gehou. Die helde en senotaafsaal word volgepak, terwyl mense om die monument oor luidsprekers ook daarna kan luister. Sedert die inwyding in 1949 het die beheer oor die monument deur verskillende fases gegaan. Aanvanklik het die minister van Binnelandse Sake in 1949 die beheer aan 'n beheerraad oorgedra.
Vanaf 1993 staan die Voortrekker-monument en die Natuurreservaat as 'n artikel 21 maatskappy sonder winsmotief onder beheer van 'n besturende direkteur en direksie. Dit sluit tans ook die Erfenisstigting en hul kantoorgebou in. Die 241 hektaar rondom die monument is in 1992 tot 'n unieke natuurreservaat verklaar. Die eerste wild, sebras en blesbokke, is in die winter van 1993 in die reservaat losgelaat. Met inagneming van die draagkrag van die veld, bied die reservaat tans 'n veilige tuiste vir 'n verskeidenheid diere, groot en klein. Fondse vir die instandhouding en bedryf van die monument word hoofsaaklik deur toegangsgelde, verhuuring van fasiliteite, aanbieding van opvoedkundige programme en donasies van donateurs verkry. Daar is ook stap, draf en fietsryroetes en begeleide perderitte op die terrein. Die Suid-Afrikaanse Weermag se muur van herinnering is op 25 Oktober 2009 ingewy en bring hulde aan weermagslede wat tussen 1961 en 1994 die hoogste offer gebring het. By die muur is ook die erestomp van 3-2 bataljon met name van gesneuwelde lede, as ook 'n gedenknaald vir 3-1 bataljon en 'n gedenkteken vir Operasie Savannah. 'n Herdenkingsdiens word jaarliks hier gehou. Langs die muur van herinnering is 'n gedenktuin waar die publiek nisse kon koop vir die bewaring van die as van geliefdes. Die klipmure onder die skadu van inheemse bome adem 'n gewyde rustigheid. Die rustige atmosfeer word voortgesit deur 'n wandelroete vanaf die gebou van die erfenissentrum tot by die Assegaai-hek voor die monument. Langs die skaduryke roete is verskeie granietpanele waarop Afrikaanse gedigte gegraveer is. Die monument ontvang jaarliks sowat 166.000 besoekers. Hiervan is 59% internasionale toeriste. Die grootste getal toeriste is van China, gevolg deur Duitsland, Nederland en Frankryk. Die amptenare van die monument woon gereeld plaaslike en internasionale toerismeskoue by, waar tydens daar met verskeie toeroperateurs, bestemmingsmaatskappye en internasionale kopers geskakel word om die Voortrekker-monument by hulle reisplanne te voeg. Plaaslik word die monument bemark deur netwerke, vriende, feeste, markte en die media. By die monument word jaarliks 4 antiek- en versamelaarsmarkte op die amfitheater se dak gehou. Daar is 171 stalletjies en handelaars kom van reg oor die land, sover as Kaapstad. Die mark word geag as die beste van sy soort in die land. Tydens die 1938 Ossewa-trek en die hoeksteenlegging, en weer met die inwyding van die monument in 1949, was baie aandenkings te koop. Dit wissel van afdrukke van die monument tot kommetjies, tydskrifte, juweliersware en grammofoonplate. Slegs 'n paar oomblikke nog. Die spanning laai al hoër op. Die son staan stil bo kan die monument en 'n ligstraal val op die sarkofaag daar binne. Op die woorde: "Ons vir jou Suid-Afrika." Vandag is die memorabilia baie gesog by versamelaars. Die militêre en geskiedenisfees het ontstaan op aanvraag van militaria-versamelaars. Dit het klein begin, maar het geweldig uitgebrei. Hierdie fees is vinnig besig om die grootste in die land te word. Die fondse wat by hierdie 5 markte geïn word vir die instandhouding van die Voortrekker-monument aangewend. Die beplanning en bou van die Voortrekker-monument en die groot geleenthede soos die hoeksteenlegging in 1938, die inwyding in 1949, die Republiekfees in 1961 en die wonder van Afrikaans in 1959 en weer in 1975 wat op die terrein plaasgevind het,
het tienduisende Afrikaners en ander landgenote se verbeelding aangegryp. Ongelukkig het die monument sedert die middel van die 1980s onder skoot gekom. Dit is deur sommige akademici, politici en kritici gereduseer tot niks meer as 'n simbool van die apartheidsera. Tydens die 50ste herdenking van die inwyding van die Voortrekker Monument in 1999 het nuwe leierskap met 'n nuwe visie van inklusiwiteit na vore getree. Daarmee is hierdie monumentale bouwerk met sy ryk simboliek en die strewe na vryheid wat dit herdenk, opnuut in die kolle geplaas. Dit blyk duidelik uit die groot getal internasionale besoekers. Die vryheidsverhaal van die monument is as 'n nasionale ideaal erken en in 2011 ontvang die monument die status van 'n graad 1 nasionale gedenkwaardigheid. Synde die enigste gedenkwaardigheid van sy soort, strewe die bestuur om hierdie vryheidsboodskap nasionaal en internasionaal uit te dra en te bevorder. Die Voortrekker Monument gedenk groot dade. Miskien sal dit getuie wees van nog groot dade, maar dade wat nou nog versluier lê in die mistigheid van ver eeue wat nog moet kom.